Welkom by vandag se Bybelstudie. Vandag kyk ons na Matteus 9. Ons tema is aangeraak. Ons weet almal hoe dit voel om deur iets geraak te word, 'n woord, 'n gebaar, iemand wat jou raak sien. Maar ons weet ook hoe dit voel wanneer iemand wegkyk, wanneer iemand sy afstand hou of net jou volgens een faset van jou lewe beoordeel. Matteus 9 vra vir ons 'n belangrike vraag. Wat gebeur wanneer Jesus mense raak, aan wie ander mense nie wou raak nie? Ons gaan kyk na hierdie teks van vers 9 tot 13 en 18 tot 26. Kom ons begin by die groter prentjie. Matteus 8 en 9 vorm deel van 'n belangrike deel van die evangelie. Ons hoor Jesus met gesag praat en die deel net hier voor in die bergrede. En hier sien ons nou dat later hoe mense genees word, toe bose geeste uitgedryf word, mense op die rand van die gemeenskap ingenooi word. Dit skep spanning, want sommige skrifkenners wonder, wie dink Jesus is hy dat hy sondes kan vergewe? En dan kom Matteus by Matteus se roeping. Ons sien 'n vrou met bloedvloeiing, 'n dogtertjie wat sterf. Dis nie sommer net los stories wat agter mekaar geplak is nie. Matteus wys vir ons 'n beweging. Jesus bring God se barmhartigheid na mense wat deur ander vermy, uitgesluit of as onrein gesien word. Vir die oorspronklike hoorders sou hierdie teks baie sterk geklink het. Tollenaars was mense met 'n slegte reputasie. 'n Vrou met langdurige bloedvloeiing sou volgens die reinheidswet van die Ou Testament onrein wees. En 'n dooie liggaam was ook verbind aan onreinheid. Die vraag is dus, wat gebeur wanneer Jesus naby kom aan mense by wie ander mense hulle afstand hou? Dankie dat jy kyk en welkom by NG Verde Park se aanlyn bediening. Hierdie is Bybelstudie. Die eerste ding wat ons moet raak sien is dat Jesus die een is wat eerste beweeg. Matteus sit by 'n tolhuis. Hy sit nie by 'n tempel nie. Hy's nie besig met godsdienstige prestasie nie. Hy sit by 'n plek wat vir ander verdag was. Tollenaars het belasting of heffings ingevoer in die wêreld waar die Romeine mag gehad het. Plaaslike ekonomie en persoonlike voordeel sou maklik de mekaar geraak het. Baie mense sou Matteus nie as 'n staatsamptenaar gesien het nie, maar as iemand wat saamwerk met 'n onregverdige stelsel en ander uitbuit. En tog begin die verhaal nie met Matteus wat sy saak stel nie. Jesus sien hom. Dis belangrik. Jesus sien hom. Nie net sy werk nie net sy reputasie nie net wat ander van hom dink nie. Jesus sien Matteus as iemand wat geroep kan word. En Jesus sê, volg my. Ons sien iets van God se genade wat eerstens by God begin en dan na mense toe kom. Matteus verander nie eers sodat Jesus hom kan roep nie. Jesus roep hom en daardie roepstem maak 'n nuwe lewe vir hom. Genade is nie 'n beloning vir mense wat reeds netjies is nie. Genade is God wat nader kom en sê, kom saam, hier's 'n ander pad. En dan gebeur iets nog interessanter. Jesus is aan tafel, saam met wat tollenaars en sondaars genoem word. Hulle daag daarop. Dis asof Jesus na een mens op die rand toe gaan en ander ontdek, maar ons is ook mense, ons kan ook deel word. En Jesus se teenwoordigheid skep toegang. Dis die hoofbeweging van hierdie teks. God se barmhartigheid kom nie eers nadat mense reg gemaak het nie. God se barmhartigheid kom eerste en juist daardie barmhartigheid maak 'n nuwe aksie van mense af moontlik. So wanneer die Fariseërs vra, waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars, bedoel hulle dit as kritiek. Maar hulle sê iets oor Jesus. Hy's die leermeester wat aan tafel sit by mense wat ander mense op 'n afstand hou. Jesus se antwoord met Hosea 6 vers 6, ek soek barmhartigheid en nie offerhande nie, sê heiligheid maak nie saak nie. Jy kan nie jou vroomheid met 'n sousie oorgooi nie. Ek is barmhartig.
Ons sien 'n dieper spanning in hierdie gedeelte. In hierdie teks gaan dit oor mense wat ander mense ongemaklik laat. Matteus en sy vriende dra sosiale en morele stigma. Hulle is die mense wat maklik as daai soort mense gesien word. Die vrou met bloedvloeiing dra 'n ander soort las. Volgens Levitikus se reinheidswette sou langdurige bloedvloeiing iemand ritueel onrein maak. Dit beteken sy was nie sleg nie, sy was nie skuldig nie, haar liggaam het 'n grens geword waaroor ander mense versigtig sou wees. Die dogtertjie wat gesterf het, bring nog 'n grens na vore, dood. In die Ou Testamentiese reinheidswette was kontak met 'n dooie liggaam ook verbind aan rituele onreinheid. Al drie bewegings is daar dus 'n vraag oor nabyheid. Wie mag naby kom? Wie moet wegbly? Wie word as gevaarlik verdag of as onaantastbaar gesien? En dan gebeur 'n merkwaardige ding. Jesus kom nader. Hy sit aan tafel, hy laat 'n vrou nader kom, hy neem die dogtertjie aan die hand. In gewone logika van rein en onrein werk daai aanraking in een rigting. Onrein affekteer die een wat aangeraak word. Maar Jesus draai hierdie om. Jesus word nie deur Matteus se reputasie besmet nie. Hy raak Matteus se storie met roeping aan. Hy word nie deur die vrou se onreinheid geaffekteer nie. Hy affekteer haar onreinheid met lewe. Jesus word nie deur die dogtertjie se dood oorweldig nie. Hy neem haar hand en sy staan op. Dis die kern van die teks. Jesus word nie deur die onreinheid geaffekteer nie. Jesus affekteer onreinheid met lewe, barmhartigheid en met herstel. Dis meer as net 'n mooi idee. Dis iets oor God. God se barmhartigheid is nie broos nie. Dit breek nie wanneer dit aan ons seer of skaamte of skuld of dood raak nie. God se barmhartigheid is sterker as dit wat mense uitsluit. Ons kan iets dalk sien van 'n moontlike agtergrond dat hierdie vir Antiochië geskryf word. En as Matteus in so stedelike gemengde gemeenskap gehoor is, sou temas soos tafelgemeenskap, Joodse en nie-Joodse gelowiges, reinheid, siekte, uitsluiting en behoort baie konkreet gewees het. Dan sou hierdie verhaal vra, as Jesus so aan mense raak, hoe lyk 'n gemeente wat deur Jesus gevorm word? Nie net wie mag inkom nie, maar hoe word ons 'n gemeenskap waar mense iets van God se barmhartigheid beleef? Hierdie teks kan ook ongelukkig maklik verkeerd gelees word of misbruik word. Die eerste manier is om dit te lees asof dit sê, as jy net genoeg geloof het, sal jy gesond word. Die vrou sê, as ek tog net aan sy boekleed kan raak, dan sal ek gesond word. En Jesus sê vir haar, jou geloof het jou gered. Maar die fokus is nie op geloof as 'n tegniek waarmee ons God kan beheer nie. Die fokus is op Jesus. Haar geloof is belangrik omdat dit haar na Jesus toe draai. Maar Jesus is die een wat herstel. Hierdie teks kan nooit gebruik word om vir siek mense te sê, as jy nie genees word nie, het jy seker nie genoeg geloof gehad of hard genoeg geglo nie. Dit maak nie mense meer alleen in hulle lyding nie. 'n tweede misbruik is om die teks wetties te lees. Jesus was barmhartig, nou moet ons ook maar net beter mense wees. Natuurlik roep hierdie teks ons tot barmhartigheid. Maar dit begin nie by ons dalk nie, dit begin by Jesus se genade. Ons word nie barmhartig sodat God ons kan aanvaar nie. Ons word deur God se barmhartigheid aangeraak en dan begin daai barmhartigheid deur ons beweeg. 'n derde misbruik is om te dink Jesus sê sonde of onreg of uitbuiting maak nie saak nie. En dis ook nie waar nie. Wanneer Jesus vir Matteus roep, sê hy nie, bly net waar jy is, alles is goed nie. Hy sê, volg my. Genade is nie 'n stempel op die ou lewe nie. Genade is die stem wat 'n nuwe pad oopmaak. Jesus veroordeel nie Matteus voordat hy hom roep nie. Maar hy roep Matteus ook nie, sodat Matteus net kan bly sit waar hy is nie. Mens kan ook hierdie teks individualisties lees. Jesus raak my aan en dis al. Dat die teks oor 'n persoonlike ontmoeting gaan. Maar dit gaan oor gemeenskap. Jesus se teenwoordigheid by Matteus se tafel maak dat ander mense na hom toe kom. Jesus draai om en sien die vrou raak.
Die dogtertjie word nie net 'n wonderwerk nie, die nuus versprei deur die hele omgewing. Jesus se barmhartigheid skep 'n nuwe soort gemeenskap. En daarom is die vraag nie net, wat doen Jesus vir my nie? Die vraag is ook, wat raak deur my aan ander mense? Wanneer mense met ons in aanraking kom, kry hulle meer skaamte, meer vrees, meer afstand, of kry hulle iets van God se barmhartigheid, van sy hoop en van 'n veilige teenwoordigheid? Die uitnodiging van die teks is dis nie om vinnig mense in kategorieë te plaas tussen onrein en rein, goed of sleg, binne of buite nie. Die uitnodiging is om met Jesus se oë te kyk. Hy sien Matteus by die tolhuis en sien meer as net sy reputasie. Hy sien die vrou wat van agteraf kom en sien haar as meer as net 'n siekte. Hy sien die dogtertjie in die huis van dood en raak haar aan met lewe. Matteus 9 gee vir ons 'n nuwe lens. God se barmhartigheid beweeg nader waar mense dikwels op 'n afstand is. En as ons deur Jesus aangeraak is, dan nooi hierdie aanraking ons ook tot ander. Mag ons met teenwoordigheid vir ander ook sê, ek sien jou raak. Nie net jou etiket nie. Jy's nie alleen nie. Daar's lewe nader as wat jy dink. Dankie dat jy gekyk het. En baie mooi week vir jou verder.